Môre, welkom hierso. En gelukkige Moedersdag vir al die moeders en die mammas. Dis mos 'n hele spesiale dag vandag, né? Maar kom ons bid eers. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie wonderlike nuwe dag. 'n Dag deur U geskape, Here. En 'n dag wat ons die moeders en die mammas eer vir wat hulle vir ons deurgaan en vir hulle kinders doen. Laat ons nie vergeet om hulle te eer nie, Here. Want U sê tog vir ons, eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word. Dit is so belangrik vir U. En daarom is dit ook belangrik vir ons. En Here, dankie daarvoor. Laat hierdie boodskap vir hulle 'n boodskap van liefde en van hoop wees, Here. En ons bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Nou, ek lees vir ons 'n kort stukkie uit Lukas 2. Hier vanaf vers 28. Of eintlik 27, ja, 27. Nou hier praat hulle van 'n man met die naam van Simeon. En ons lees, en hy het deur die Gees in die tempel gekom, en toe die ouers die kindjie Jesus inbring, om met hom te handel volgens die gebruik van die wet, het hy hom in sy arms geneem en God geloof en gesê, nou laat U, Here, U diensknegt gaan in vrede volgens U woord, omdat my oë U heil gesien het, wat U berei het voor die oë van al die volke, 'n lig tot verligting van die nasies en tot heerlikheid van U volk Israel. En Josef en Jesus se moeder het hulle verwonder oor die dinge wat van hom gesê is. En Simeon het hulle geseën en aan Maria, sy moeder, gesê, kyk, hierdie kind is bestem tot 'n val en 'n opstanding van baie in Israel, en tot 'n teken wat weerspreek sal word. Ja, 'n swaard sal deur jou eie siel gaan, sodat die gedagtes uit baie harte openbaar kan word. Dis nie 'n baie mooi boodskap vir 'n mamma nie. Om te hoor, daar gaan iets met jou kind gebeur. Maar ja, ons vier vandag Moedersdag, en dit is een van die dae wat elkeen van ons mee kan identifiseer. En wat ons in gemeen het met mekaar, want elkeen van ons het of nog steeds 'n ma, of het 'n ma gehad van die begin af, in wie se moederskoot die Here ons gevorm het. Vandag eer ons die moeders, want om 'n ma te wees, is voorwaar geen maklike taak nie. Dit verg tyd, en sommer baie van dit ook. Dit verg selfopoffering, veral van jou vryheid. Dit kos geld, want kinders
hou nie opgroei nie. En hulle hou ook nie op eet nie. Yskas is altyd leeg. En hulle word toch so maklik siek ook, né? So om 'n ma te wees, kos jou baie mal ook jou eie drome. Hoeveel van ons moes al ons drome opgee vir ons kinders, sodat hulle iets kan bereik in die lewe. Maar daar's nie fout daarmee nie. Want alles wat ons doen, is tog tot eer van die Here. Of ons nou ons kinders groot maak, en of hulle al reeds uit die huis uit is, hulle bly ons kinders. En ons taak is afgehandel wanneer hulle die huis verlaat. Jy gee ook op baie keer jou planne om plekke te sien, om dinge te gaan doen, want jou kinders kom eerste. En dit is normaal binne enige normale huishouding. Maar dan dink ons ook nou aan die verantwoordelikheid wat ons het, en wat aan moeder ook het, teenoor haar kinders. En om 'n kind te hê, is voorwaar 'n seën van God af. Maar dink maar aan Maria. Dit kon glad nie maklik wees vir haar om te weet, jy gaan een van die dae ook by die voet van 'n kruis moet staan. 'n Kruis waar jou kind hang, vermink, gemartel, gespot. Jesus het in daardie kruis steeds tyd gemaak vir sy moeder. Hy was immers die oudste seun van daardie gesin. En volgens die geskrifte weet ons dat Josef teen daardie tyd al afgesterwe het. So Maria was 'n weduwee. Nou volgens die ou Joodse tradisies en gebruike was die versorging van die ma oorgelaat aan die oudste seun. En hy moes sorg dat sy versorg bly tot met haar afsterwe. En daarom sien ons hier in die Bybel dat Jesus aan een van die disippels sê, hy moet Maria versorg as sy eie moeder. En hy sê ook vir Maria, sy moet Johannes aanneem as haar eie seun. En dit lees ons in Johannes 19 vers 25 tot 27. En by die kruis van Jesus het gestaan sy moeder en sy moeder se suster Maria, die vrou van Klopas, en Maria Magdalena. En toe Jesus sy moeder sien en die disipel wat hy liefgehad het, by haar staan, sê hy vir sy moeder, vrou, daar is u seun. Daarop sê hy vir die disipel, daar is jou moeder. En van daardie uur af het die disipel haar in sy huis geneem. So Jesus versorg, of hy sorg, dat sy ma versorg sal wees, want hy weet hy gaan sterf. Want ons lees ook dat hy net daarna gesterf het. Moederskap is dan vir God ook belangrik en kosbaar. Dit is waarom hy vir ons tog kinders gee. Hy vertrou ons
om hierdie kinders volgens sy weg groot te maak. Dit is iets wat hom ook naby aan sy hart lê. En daarom gee hy vir ons die 5de gebod, wat sê, jy moet jou vader en jou moeder lief hê, en hulle eer. En dit lees ons in Eksodus 20 vers 12. Maar Moedersdag, hoeveel moeders sit dalk nou alleen iewers in 'n ouer huis? Geen nuus, geen niks van 'n kind af nie. Maar ons weet, die Here is lief vir hulle, en hy hou hulle vas. Maar die opdrag om jou vader en jou moeder te eer is ook nie sommer net 'n opdrag wat ons lig moet opneem nie. Daar is gevolge as jy dit nie doen. Maar Jesus stel vir ons die voorbeeld, en ons het nou gelees, hy maak seker sy moeder is versorg, en hy eer haar. Die Here ons God het ook verskeie vroue gebruik om 'n verandering en 'n verskil te kan maak in die geskiedenis. Nou, ek gaan nie almal van hulle noem nie, ek gaan net so 1 of 2 van hulle uittel. En ons sien, eerste ene is Deborah. Nou, van Deborah lees ons in Rigters 4 en 5, waar sy die Israeliete gelei het tot 'n oorwinning oor hulle vyande. En hierdie vyand was koning Jabin van Kanaan. En hierdie vrou het hierdie volk gelei met 'n ysterhand en seker gemaak hulle is vry van hulle vyand. Nou, so gebruik die Here ons ook. En hy gebruik vrouens ook vandag nog om werklik 'n verskil te maak op ander plekke. En vrouens het 'n ander tipe hart as mans. Mans kan bietjie hard wees en 'n bietjie min woorde hê, maar moeders het 'n sensitiwiteit in hulle wat tot hulle guns stel. Hulle weet hoe om met kinders te werk. Hulle weet hoe om dinge uit te sorteer op 'n mooi manier. Ons mans kan maar partykeer bietjie bombasties wees. Ons sien ook 'n ander vrou met die naam van Hanna. Nou dit lees ons in 1 Samuel 1 en 2. Hanna het nie 'n kind gehad nie. En sy het lank gebid tot die Here, en die Here het vir haar 'n seun gegee, en ons weet daai seun se naam was Samuel. En sy het hierdie kind opgedra aan God, en hom gegee vir God tot sy diens. Wat 'n wonderlike voorbeeld, hierdie ma kry 'n kind, maar sy gee hom terug vir God. Want sy hou 'n belofte wat sy vir God gemaak het. Maar dit is 'n moederhart. Sy het beslis nie hierdie kind afgeskryf nie. Maar sy het geweet, hy waar hy nou behoort, en waar hy iets kan doen vir God. En waar God deur hom kan werk. Ons dink aan miljoene ander mamas wat daagliks volgens hulle eie talente en gawes gebruik word deur God, geseën word deur God om sy koninkryk uit te brei. En daar's baie van hulle. As ons so deur die geskiedenis gaan kyk, en as ons in vandag se dae ook kyk, daar's baie vrouens in die bediening. En as die Here iemand roep, dan luister jy, ongeag. Ons dink aan al die jong mamas wat daagliks
hulle kinders versorg, hulle daagliks hulle moet skool toe vat, dalk 'n werk het, heeldag werk, vanaand by die huis kom en moet hy kos maak, sorg dat daar gesin versorg is, en dan gaan slaap sy partykeer laat in die aand eers, wanneer al haar werk afgehandel is, net om die volgende dag weer vroeg op te staan. 'n Opoffering vir haar kinders. En ons eer die mamas vandag vir dit. Want dit is so 'n belangrike taak wat hulle het. Dit is so 'n belangrike opdrag wat God gee, maar dat hulle dit uitvoer en siek kinders versorg en net die heeltyd besig is. Dankie vir al die mamas wat dit doen. Elke moeder is waarlik 'n geskenk vanaf God. En is baie belangrik van die Here om 'n rol te vervul in sy plan en volgens sy plan. Ek meen, ons kan lank oor hierdie dinge praat van mamas en maar hoe lyk ons huishouding? Ons sien in baie gevalle wanneer 'n moeder afsterf, dan val die gesin uitmekaar uit. So ons kan amper sê die moeder is amper soos 'n gom wat die gesin en die familie aan mekaar hou. Dit is die ene wat 'n oor het om te luister wanneer daar gekla word en kan 'n plan beraam wanneer kinders kom en sê, maar mamma, ons het nie dit nie, of mamma, ons sukkel, of mamma, ons kry swaar. En die mamma het 'n hart om hulle te help. En dan lees ons 'n redelike lang gedeelte in Spreuke 31. En ek gaan hier van die 10de vers af lees. En hier beskryf hulle die eienskappe van 'n deugsame vrou. 'n Mamma, een wat omgee en voorsien. En ek lees vir ons. Wie sal 'n deugsame vrou vind? Want haar waarde is ver bo korale. Kyk hoe kosbaar ag hulle 'n goeie vrou. Sy's meer werd as korale. Die hart van haar man vertrou op haar, en aan wins sal dit hom nie ontbreek nie. Sy doen aan hom goed en nie kwaad nie, al die dae van haar lewe. Want hulle is 'n span. Hulle is aan mekaar verbind. Sy sorg vir wol en vlas. En sy werk met gewillige hande. Sy is soos die skepe van 'n handelaar. Van ver af bring sy haar brood in. Sy staan op as dit nog nag is en gee voedsel aan haar huisgesin en die bestemde deel aan haar diensmeisies. Sy dink na oor 'n stuk grond en koop dit. Van die vrug van haar hande plant sy 'n wingerd. Sy omgord haar lendene met krag en hou haar arms stewig. Sy voel dat haar wins goed is. In die nag gaan haar lamp nie dood nie. Sy steek haar hande uit na die spinstok en haar handpalms hou die spoel vas. Sy brei haar handpalm uit na die ellendige en sy steek haar hande uit na die behoeftige. Sy is nie bevrees
van haar huisgesin vanweë die sneeu nie, want haar hele huisgesin dra skarlakenstof. Aan die woorde goeie klere, goed wat hulle kan warm hou. Sy maak vir haarself dekens. Haar tabberd is van fyn linne en purper. Haar man is bekend in die poorte as hy saam met die oudstes van die land sit. Sy maak hemde en verkoop dit, en gordels lewer sy aan die handelaars. Sterkte en eer is haar kleed, en sy lag oor die dag wat kom. Haar mond maak sy oop met wysheid, en vriendelike onderrig is op haar tong. Opmerksaam gaan sy die werksaamhede van haar huis na, en die brood van luiheid eet sy nie. So dis nie 'n vrou wat lui is nie, dis 'n vrou wat altyd besig is om haar gesin te versorg en 'n plan te beraam. Haar seuns tree op en noem haar gelukkig. Haar man ook, en hy prys haar. Baie dogters het hulle knap gedra, maar jy oortref hulle almal. Die bevalligheid is bedrog, en die skoonheid is nietigheid. 'n Vrou wat die Here vrees, sy moet geprys word. Gee haar van die vrug van haar hande, en laat haar werke haar prys in die poorte. Wat 'n wonderlike beskrywing van 'n mamma. 'n Mamma wat omgee. Maar laat ons nie net vandag nie, maar elke dag die ma's lief hê vir alles wat hulle vir ons doen en vir al hulle opoffering. Om ons moeder te eer, weet ons is 'n Bybelse opdrag. En om hulle lief te hê en te eer is beslis tot ons voordeel. Sê die Here vir ons. So, wees gehoorsaam aan julle moeders. Hoor julle kinders? Wees gehoorsaam aan julle moeders. Volg hulle goeie raad en hulle leiding wat hulle vir julle gee. Dis belangrik. Hulle het baie ondervinding in hierdie lewe. Moeders verstaan wat hulle kinders nie kan uitdruk in woorde of kan verduidelik nie. Want 'n ma ken haar kind se hart. En ons sê dankie vir die mammas. Elkeen van hulle. Dankie vir julle opoffering. Dankie vir julle tyd. Dankie vir al julle moeite. Dankie vir julle versorging van julle gesinne. En ons eer julle daarvoor vandag. Want dit is so belangrik om tog maar by die Here te bly. En om vir julle te sê dankie. En ons weet, die Here sien dit ook. Hy gaan julle nie sommer net laat weggaan nie. Maar hy is lief vir julle. En ons is ook lief vir julle. En ons sluit af met hierdie gebed. En dit is 'n gebed vir 'n moeder. Vader, ek bid dat elke moeder deur U geseën sal word met 'n dubbele porsie wysheid. Dat sy
Aaron en 'n Hur in haar lewe sal hê, wat haar arms kan hoog hou wanneer sy moeg word. Ek bid dat sy haar man sal bystaan en sal ondersteun om u woord aan haar kroos te leer. Seën haar met 'n gees van onderskeiding om die onsigbare in haar kinders se lewens raak te sien. Vader, ek bid u dat u gedagtes by haar sal wees, sodat sy elke dag u roeping vir haar en vir haar kinders sal ken en hulle sal vorm om daardie roeping uit te leef. Raak haar lippe aan met 'n kool van vuur uit u troonkamer, sodat haar woorde wys, vol lewe en rigtinggewend sal wees. Steek in haar gees 'n nuwe vuur aan vir u woord en u hart, omdat 'n vrou wat u dien verdien om geprys te word. Val haar toe in u liefde, Here, wanneer sy ongewaardeerd voel. Vang elke traan in 'n fles op en stort dit op die regte tyd oor haar gesin, om haar kinders se grond vrugbaar te maak. Seën haar met sterk skouers, sagte hande, wyse woorde en gees-geïnspireerde waarheid. Mag daar elke dag iets moois wees in haar geheuebank en die diepe kamers van haar hart. Mag sy altyd onthou dat alle moeders ook maar foute maak en soms voel dat hulle nie goed genoeg is nie, of dat hulle nie raak gesien word nie. Maar maak dit, Here, in haar hart vas, dat haar kinders se krag ook in die gebed van hulle moeder lê. Here, mag sy onthou dat al sien haar kinders haar dalk nie nou altyd raak nie, sy die een is wie se resepte en maniere hulle eendag sal gebruik. Die een wie se raad hulle gaan vra oor hulle eie kinders en hulle man of die vrou. Die wat hulle altyd sal mis wanneer haar stem vir altyd stil raak. En ons bid hierdie gebed, Here, in Jesus naam vir al die mammas. En ons bid dit dat hulle sal weet, U het hulle lief, dat U hulle nooit vergeet nie. Amen. Baie dankie.